Ek nooi jou om van vandag af in die volgende paar geleenthede 'n bietjie saam met my te kyk na die gedagte van werk of arbeid. Nou, ons sien dat die mens in die tuin van Eden eintlik geen opdrag gekry het nie, behalwe dat hy van die boom van kennis nie mag eet nie, en ons sien ook dat die mens eintlik, soos ek het daar lees, vrywillig die diere name gegee het. Daar is egter 'n verandering in die verhouding tussen God en mens aan die aanbreek, nadat die mens uit die tuin gewerp is. En ons sien dat daar 'n opdrag aan die mens gegee is om te werk. Nou, werk is basies 'n geestelike inspanning wat daarop gerig is om iets te doen of te maak. Dit kan ook verwys na dit wat mense doen of dit wat gedoen moet word, met of selfs sonder betaling. Genesis 3 vers 19 is baie duidelik, waar God vir die mens sê, net deur harde werk. Dis die nuwe vertaling. Die 53 vertaling sê, in die sweet van jou aangesig sal jy kan eet. Nou, baie mense aanvaar dit is eintlik die enigste arbeid wat jy kan verrig. Dit wat jy in die sweet van jou aangesig doen. Maar ons weet, dit het eintlik al 'n bietjie verander. Dinge werk nie meer vandag presies so nie. Nou, as ons kyk na dit wat in die Ou Testament en die Nuwe Testament gesê word oor hierdie twee terme van werk en arbeid, dit wat jy doen, dan is daar verskillende woorde wat gebruik word om 'n groot verskeidenheid funksies, dit is nou fisiese funksies, geestelike funksies, emosioneel ensovoorts, aan te dui. Maar almal hou egter op een of ander manier verband met die gereelde aktiwiteit, beide in die sin van instandhouding en produktiwiteit, om die mens se doel op die aarde te vervul. Werk beteken mos ook nie altyd dat betaling betrokke moet wees nie. 'n baie interessante Engelse term is dit wanneer 'n vrou geboorte skenk, die kraampyne van 'n vrou word in Engels vertaal met labor, harde werk. Nou daarteenoor weet ons ook dat sommige persone baie verdien deur te speel, soos byvoorbeeld die tennisspelers van die dag. Ek sluit af met 'n baie interessante verwysing deur Salomo, waar hy die feit dat 'n mens jou verdienste kan verdien deur of jou mond of dan jou verstand alleen of jou hande en jou vermoë om praktiese dinge te doen kan gebruik. Spreuke 12 vers 14 sê, 'n mens kan voorspoedig word deur altyd die regte woorde te gebruik, of hy kan die vrug geniet van wat hy met sy hande doen. Ons gaan kyk, wat beteken werk en arbeid, en ek glo jy gaan die reis saam met my geniet. Loop mooi.